Goeiemôre broers en susters. Toe ek vanoggend vroeg my oë oopmaak en ek hoor daar reën buite, toe wag ek vir die sneeu om te kom, nee. Dit is daarom maar nou het ons winter. Die ou wat nie vandag 'n baadjie aan het nie, het nie een nie, nee. Goed, broers en susters, net so 'n paar goed wat julle asseblief net moet van kennis neem. Julle sal sien dat ek my woord gestand gedoen het. Ons gaan die naweek van die kerk se verjaarsdag gaan ons 'n lekker padkafee hou. So asseblief jou naam moet agterop wees of jy moet die link gebruik om iets, maar bestel asseblief net vir julle kosie vir daardie middag. En ons het nogal gedink ons sal dit so 'n kuiergeleentheid maak. So jy hoef nie eens huis toe te gaan om jou kos te eet nie. Ons gaan sommer 'n bietjie tafels dek en hier rondkuier. Ek dink dit behoort daarom warm genoeg te wees daarvoor. So kom ons kuier so 'n bietjie saam, so rondom die kerk se verjaarsdag. En dan sal julle agter ook sien net Gracia het 'n vasvra en 'n broombal. Ek moet vir hulle 'n broombal sê dit. Ek moet net van 'n mooi vrou sê mens daai. Maar dit is vir die einde van Julie, so kyk asseblief daarna ook dat ons hulle ook ondersteun. Dit is altyd lekker as hulle sulke interessante goed aanvang en ons kan daarvan deel wees. Goed, ek wil gou sien. Estel is hier. Estel, jy verjaar? Goed, is daar enigiemand anders wat verjaar het? Ek sommer net gou 'n bietjie kyk. Ja, nee, wie ek. Ja, Salomon, jy verjaar ook. Baie hartlik geluk. Salomon probeer haar verjaarsdag wegpraat en ek het nog gedink ek bring spesiaal vir haar kersie om dit te blaas. Haar verjaarsdag. Goed. Dink jy daar's enigiets anders nie, broers en susters? So ons gaan so vir 'n oomblik net rustig word. Goed, die beurtsang sal julle sien is net by die eerste vers. Die man sing die eerste gedeelte van die vers en dan die tweede gedeelte sing ons almal en dan die tweede vers almal. Hou maar net dop, dit is so ewe daar vir julle opgesit. Vir wat dit werd is, kom ons sing dit so en die res is daarom redelik eenvoudig dat ons net kan erediens hou. So kom ons raak rustig vir 'n oomblik en dan gaan ons aan met ons erediens.
is jy die Christus, die Seun van God, aan wie die lof toe kom? Jesus antwoord, ek is. En julle sal die Seun van die mens sien, waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van die Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
ons luister, broers en susters, hoe Jesus die liefdesgebod vir ons opsom, en ons doen dit in Markus 12. Maar terwyl ons luister na die liefdesgebod en die eise daarvan, kom ons dink vir 'n oomblik ook daaraan, dat die oomblik as ons hierdie liefdesgebod hoor, dan besef ons in onsself dat ons nie in staat is om dit na te kom nie. Definitief nie volledig na te kom nie. Dat ons almal maar worstel met ons eie selfsug en ons eie goed wat dit onmoontlik maak soms om hierdie gebod na te kom. En dan, broers en susters, dink ek moet ons vanoggend ook net dink aan vergifnis. Vergifnis vir die ander persoon wat dalk teenoor jou oortree het. Vergifnis omdat ons nie volmaak is nie en ons nie altyd in staat is om die liefdesgebod na te kom nie, maar dat ons ook mekaar in ag neem en besef dat ons vir mekaar moet ruimte maak, want niemand van ons is volmaak en niemand van ons doen altyd die regte ding nie. Een van die skrifgeleerdes het hulle oor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Here ons God, terwyl ons so voor U verskyn, kan ons weet, kan ons getuig, dat U hier is, en dat U gereed is om in gesprek met ons te wees. Here, dat U met ons praat, en dat ons bereid moet wees om te luister. Dankie Here, dat ons vanoggend die voorreg mag hê om, het sy dit hier is, en het sy dit is, terwyl ons kyk, waar dit uitgesaai word. Dat ons die voorreg het om by mekaar te wees, om te luister na U woord, om dit in vryheid te doen, en om te kan lewe tot die eer. Ons het vanoggend reeds gehoor, Here, dat U liefdesgebod vra van ons, dat ons verby onsself gaan, en in liefde gaan leef teenoor U en teenoor mekaar. Dat ons sal gaan soek na geleenthede, waar ons U liefde aan mekaar en ander kan bewys. Ons het ook gehoor, Here, dat ons moet leef met vergifnis en hoop en verwagting. En dat ons lewens nederig moet wees en dankbaar moet wees. Omdat ons weet, niks van hierdie dinge is ons sin omdat ons dit verdien nie. Maar omdat U 'n groot en 'n genadige God is, wat aan ons gee wat ons nodig het. Wat ons lief het sonder grense, en wat ons lei na waar U wil hê ons moet wees. Here, dankie dat ons vanoggend ernstig kan luister na U woord, kan luister na Jesus se woorde, en kan leer uit dit wat hy vir ons kom sê het.
So bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, ons redder en ons verlosser. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, is 'n baie bekende gedeelte. Ons lees dit in Markus 9 vers 14 tot 29. Dis die pa wat kom soek het na hulp om sy seun gesond te maak. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle groot menigte mense daar rondom hulle en skrifgeleerdes wat met hulle redeneer. Die hele menigte was verras toe hulle Jesus skielik sien en het nader gehardloop om hom te verwelkom. Hy het vir die skrifgeleerdes gevra, waarom redeneer julle met my disippels? Een van die mense het hom geantwoord, meneer, ek het my seun na u toe gebring, omdat hy van 'n gees besete is wat hom stom maak. En elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom op die grond neer. Dan kry hy skuim om in die mond, en hy kners op sy tande en sy spiere trek saam. Ek het die disippels gevra om die gees uit te drywe en hulle kon nie. Jesus sê toe vir hulle, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe. Hulle het die seun na hom toe gebring. Net toe die gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit hom al oorkom? Van kleins af, antwoord hy. Baie keer het die gees hom al in vuur en in water gegooi om hom dood te maak. As u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus, vir een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit. Help my in my ongeloof. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die onrein gees skerp aangespreek. Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit, en moet nooit weer in hom invaar nie. Die gees het hom laat skreeu en ewige stuiptrekkings laat kry, en toe uit hom uitgegaan. Dit het gelyk asof die seun dood is, sodat baie mense gesê het hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en opgehelp, en hy het opgestaan. Nadat Jesus huis toe gegaan het, toe hulle alleen was, het sy disippels opgestaan. Het sy disippels hom gevra, waarom kon ons die gees nie uitdrywe nie? Hy het vir hulle gesê, hierdie goed kan met niks anders as gebed uitgedrywe word. Ons lees vanoggend tot so ver, broers en susters, gelukkig elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Soms is dit interessant, broers en susters, dat 'n mens sit en wonder oor bepaalde goed in die lewe. Een van daardie goed wat ek dink almal van ons al oor gewonder het, is wonderwerke. Hoe gebeur dit? Wanneer gebeur dit? Ek is seker daarvan, baie van ons het al omstandighede beleef waarin mens besef, hierdie is buitengewoon. Dat God hier teenwoordig was en dat iets hier gebeur het. En so baie keer as dit gebeur, is dit wat daar gebeur 'n inspirasie vir ander. Om te besef, maar hier het God sy hande in hierdie situasie gehad. En iets het regtig hier gebeur. Dit bring hoop. Dit laat 'n mens so bietjie vaster glo. Dit hou 'n mens vas as jy dit regtig nodig het, om te besef dat God so in ons situasies intree en altyd daar is. Maar dit bring mens nogal by 'n vraag nie. Ons is nogal geneig om bang te wees om oor wonderwerke te praat. Ons sal so al om dit praat, so saggies praat en nie 'n ding noem soos wat hy genoem behoort te word nie. Ons wil daarom nou net nie klink asof ons vreemd praat nie. Maar eintlik, broers en susters, is wonderwerke wat tussen mense gebeur het, net God se manier om vir ons die lig aan te sit. Net God se manier om vir ons te sê, ek is hier. Ek weet van julle pyn en julle swaar en julle bekommernis. En dat hierdie goed net vir ons 'n wegwyser is na God se genade en na God se liefde. Ek weet dat ek versigtig praat oor wonderwerke, maar dit is omdat daar by my 'n stukkie vrees is en 'n stukkie bekommernis is oor geloofsgenesings en
hoe dit baie keer misbruik word, ek sê nie altyd nie, misbruik word, om geld uit mense te maak, om mense te mislei, om 'n persoon wat dit nie verdien nie, so half vorentoe te skuif, 'n belangrikheid te gee wat nie aan daardie persoon behoort nie, maar aan God behoort. En baie keer as die sogenaamde geloofswonder nie werk nie, dan word daar vir die persoon gesê, jy glo nie genoeg nie. Nou kom ons kyk vir 'n oomblik net, wat het Jesus hier gedoen? Het hy vir hierdie man gevra, glo jy genoeg? En toe hierdie man met absolute eerlikheid vir hom sê, Here, ek twyfel. Het die Here vir hom gesê, dis jou eie skuld dan, dat hierdie goed nie werk nie. Nee, die Here het vir hom gesê, jy kan my vertrou. Jy kan glo dat ek in staat is om hierdie goed te doen. Onthou net, broers en susters, dat Jesus Christus het wonderwerke gedoen terwyl hy op aarde was, omdat dit meer was net as dat hy 'n wonderwerker was. Hy het wonderwerke op aarde gedoen omdat dit die aankondiging was van die koninkryk wat gekom het, van God se wil wat hier gaan geskied, van iets nuuts wat God kom doen het. En die aandag is getrek. Die mense is bewus gemaak van hierdie uitsonderlike gebeure deur Jesus wat hierdie wonderwerke gedoen het en 'n verskeidenheid wonderwerke gedoen het. En daarmee het hy vir hulle gesê, ek is die Messias. Ek is die seun van God. Ek het mag oor die elemente, oor die mens, oor diere, oor alles in hierdie wêreld. Selfs die goed wat julle nie reg verstaan nie, daaroor het ek die sê en die mag, en kan ek dit aanspreek. So broers en susters, vanoggend as ons oor wonderwerke praat en die wonderwerk wat hier gebeur het met hierdie seun en sy pa, dan moet ons onthou dat dit in 'n tyd gebeur het waar hulle nie die kennis gehad het wat ons vandag het. Daar was nie moderne wetenskap nie. Daar was nie die kennis oor medisyne en gesondheid nie. En 'n mens sal baie maklik dit wat hierdie seun oorgekom het, kom eien en sê, dit is waarskynlik epilepsie. Maar vir hulle, in die verstaan van hulle wêreld, het hulle geglo dat dit een of ander bose gees was, wat hier in hierdie seun ingevaar het, en wat hom verniel het. En vat ons vir 'n oomblik ons eie kennis, en ons eie verstaan van ons wêreld weg, en ons probeer onsself in hulle skoene sit, dan dink 'n mens, dan dink ek in elk geval, dat 'n mens so sou dink, dat jy so sou kon dink, dat iets hierdie kind beet kry, en hom verskriklik sleg behandel. En soos die pa getuig homself probeer doodmaak, want dit is wat hy sien gebeur, hier voor sy oë, en daar's geen verklaring daarvoor nie. En wat dit eintlik hier vreeslik hartseer en tragies maak, is dat hierdie pa is eintlik op die einde van sy geduld. Hy's raad op. Hy het nou al alles probeer. Mens kan jouself indink dat hy geld opgebruik het. Dat hy elke moontlike geneesheer wat ook al gekry het, om sy seun te probeer help. En ten einde laaste is hy nou hier. En as hy sê vir Jesus, ek is nou hier, en ek het my seun gebring, kan u iets vir hom doen? En daardie kan u iets vir hom doen, en te doen daarmee dat hy al soveel keer teleurgesteld was. Dat die lewe en dat mense hom al so verkeerd behandel het, dat hy regtig nie meer vertroue het nie. En hy staan voor Jesus en hy sê, as ek dan nie glo nie, help my glo. En dan doen Jesus hierdie ding wat die pa gedink het net nooit moontlik is nie. En hy doen dit nie net vir hierdie pa nie. Hy doen dit vir hierdie hele skare wat om hierdie pa staan. Want hierdie getuienis moet uitgaan, dat hierdie Jesus van Nasaret is die een wat God gestuur het. Is die een wat mag het oor al hierdie dinge. Is die Messias
wat hulle verwag het. En daarom is hierdie genesingswonder soveel werd, so aangrypend. Want soveel mense se lewens word deur dit wat daar gebeur verander. Nie net die seun en die pa nie, maar ook die mense wat dit sien en wat dit in geloof kan verstaan. Want broers en susters, wanneer ons oor hierdie goed praat, soos wonderwerke, soos God se teenwoordigheid in ons lewe, dan praat ons vanuit ons geloof. Dan praat ons vanuit ons verstaan van wie God is. En hy wat in ons wêreld intree en teenwoordig is en beskikbaar is vir ons. Jesus was nie net 'n wonderwerker nie. Hy het nie net aarde toe gekom om mense se aandag te trek en om hulle besig te hou en hulle te verwonder nie. Nee, hy het 'n hoër doel gehad en hy het dit bly sê. Hy het gesê, ons het aan die begin gehoor, ek is die Messias. Ek is die een wat gekom het om God se verbond opnuut te kom sluit met julle, om vir julle die pad na die koninkryk oop te maak. En ek doen dit deurdat ek wonders doen, deurdat ek vir julle gelykenisse vertel, deurdat ek vir julle kom leer wie God is en hoe God met mense werk. En elke keer as Jesus hiermee besig is, bevestig hy net vir hulle, die koninkryk van God het tot by hulle gekom. Dit is wat hier aan die gebeur is. En dit is wat mense moes beleef, dis wat hulle moes ontdek, dat hierdie nuwe bedeling aangebreek het, en dat God hier besig is. Dat Jesus eintlik God se gesig is, en vir ons die koninkryk kom bekendstel het. Ons kan baie maklik, broers en susters, identifiseer met hierdie pa. Met al die lyding en die swaar kry wat hierdie jong man gehad het. En ons kan identifiseer met hierdie pa wat vir Here sê, Here, as ek nie genoeg glo nie, help my. Want soveel kere het ons in ons lewens al by plekke gestaan, by goed wat met ons gebeur het, en in daardie oomblik besef jy, Here, as ek nie genoeg glo nie, help my om te glo. En dan hoor ons God se antwoord as hy sê, ek sal jou dra. Ek sal vir jou die geloof gee wat jy nodig het. Ek sal jou lei in hierdie oomblik. Ek sal jou leer verstaan waarom hierdie goed met jou gebeur. En hoe ons deur hierdie goed kom en ander kant uitkom. Hierdie seun sou later in sy lewe besef het, dat dit wat met hom gebeur het gelei tot by die punt waar Jesus hom genees het, en dat daardie boodskap kon uitgaan, en dat dit uiteindelik veroorsaak het dat toe Jesus aan die kruis hang, mense hom geïdentifiseer het as die seun van God en die Messias, en hulle redder, en hulle daardeur gered kon word. Jesus se wonderwerke, broers en susters, vir al sy genesingswonders, maar ook al die ander wat hy gedoen het, is baie simbolies. As hy byvoorbeeld in Markus 'n blinde genees, dan is dit vir die disippels en almal wat hom volg om te besef, julle moet julle blindheid laat staan, en julle moet besef wat hier aan die gang is, wat die waarheid is van dit wat hier aan die gebeur is. So in daardie genesing van 'n blinde man, sê hy vir hulle, ek gaan julle genees van julle blindheid, sodat julle die werklikheid kan sien. As hy hierdie seun genees, uit hierdie verskriklike omstandighede, dan kondig hy daarmee aan dat hy die redder is. En as hy uiteindelik dan deur sy eie verskriklike omstandighede gaan, dan is dit wat ons kan onthou, dat hy die redder is. Dat hy hierdie stryd van lewe en dood, wat hierdie jong man gelei het, self gaan lei het. Maar dat sy stryd om lewe en dood uiteindelik tot ons lewe lei, soos dit ook vir hierdie jong man was. Nou kyk 'n mens na die disippels. En ons moet maar versigtig wees, broers en susters, om die disippels te vinnig te oordeel. Ons het al vir mekaar vanoggend gesê,
Ons het al op punte gekom waar ons vir die Here moes sê, Here, ek twyfel, help my in my ongeloof. En die disippels se onvermoë gaan hier oor twee goed. Dit gaan in die eerste plek daaroor dat hulle nog nie heeltemal verstaan wat hier aangaan nie. Miskien was hulle 'n bietjie voortbarig en voortvarend om te sê, hulle kan hierdie jong man genees. 'n Mens moenie te vinnig besluit jy weet wat God se wil is en jy kan dit uitvoer nie. Ons moet met groot omsigtigheid omgaan wanneer ons te doen het met God en met wat hy wil. En dis maar die les wat hierdie disippels moes leer. Hulle moet nie voorbarig wees nie en hulle moet nie voortvarend wees en dink dat hulle alreeds al hierdie mag in hulle hande het om te kan doen wat Jesus doen nie. Hulle verstaan dan nog nie eers wat Jesus regtig aan die doen is nie. En miskien het hulle hart uitgegaan na hierdie jong man en wou hulle so graag help. Maar 'n ding moet op die regte manier gedoen word. En die eerste ding wat hulle moes gedoen het, was om Jesus se hulp te vra. Om te vra, Here, kan ons, mag ons, of moet ons wag vir U? En uiteindelik is dit hulle eerste les. Maar hulle tweede les is om te leer, om hulp te vra. Om te leer, dat ons kan nie in God se skoene staan nie. Ons kan nie oor die lewe besluit, oor mense se lewens besluit. En besluit dat ons iets kan doen om iemand anders se lewe te red, of iemand anders se lewe nie te red nie, wat ook al. Die disippels moes leer, dat hulle na Jesus toe moet gaan. Dat hulle eie magteloosheid en onvermoë met hom moes gaan deel, sodat hy hulle daardeur kon help. En daarom dat Jesus vir hulle aan die einde sê, al hierdie dinge kan met gebed weggemaak word. Bedoelende, ons lewe in 'n gesprek met God. Ons lewe voor God. Ons moet seker maak dat dit waarmee ons besig is, en dit waarheen ons op pad is in lyn met wat God wil. Ons eerste vraag moet altyd wees, wat wil God hê? Wat is in die Here se wil? Voordat ek besluit ek weet, voordat ek dink ek weet wat hier moet gebeur. Dat ons sal onthou dat ons bidend moet lewe. Want dit is hoe die Here met ons werk. Dis hoe hy met ons kommunikeer. Dis hoe hy ons lei. As ons bereid is om in ons nederigheid te sê, Here, ek twyfel, help my in my ongeloof. Here, ek is magteloos. Here, ek weet nie nou nie. En die Here antwoord, en hy help ons, en hy spaar ons. As die vraag, gebede word nie altyd verhoor nie, en wonderwerke gebeur nie altyd nie. Hoe moet ons dit verklaar? Dit het alles te doen, broers en susters, daarmee, dat ons moet lewe voor die wil van God. Daarom dat ons opskrif vanoggend is, reis saam met die Here. Ons kan definitief nie aandring daarop, dat God wonderwerke moet doen, dat God gebede moet verhoor. Hoeveel keer het dit nie al met mense gebeur, dat hulle bid, en hulle gebede word nie beantwoord nie, en dan stap hulle weg van God af. So asof God verplig is, om alles waarop ons aandring, vir ons te gee. Nie in hierdie verhouding nie, broers en susters. Nie in die manier wat God met ons werk. Aan die oorkant van ons staan daar 'n liefdevolle, genadige God wat beskikbaar is en teenwoordig is. Maar hy is nie Kersvader wat vir jou gaan uitdeel alles wat jy wil hê nie. En ja, soms in ons worsteling bid ons en die antwoord is nie dadelik daar nie. En dan wonder ons, het die Here gehoor dat ek gebid het? Natuurlik het hy gehoor. Maar daar is uiteindelik 'n plan in sy wil. Daar's 'n manier om uit te kom waar hy wil hê ons moet wees. Ons is nie aan 'n ongenadige, harde God uitgelewer nie.
Ons is aan 'n genadige God verbind. En ons moet vertrou en leer vertrou dat sy wil vir ons die beste is. En ons moet leer verstaan dat hy met ons op reis is. En dat hy vir ons sekere goed leer deur dit waar ons gaan. Deur die swaar kry en die lyding en die worsteling en die twyfel en die magteloosheid. En die eerste ding wat ons moes leer is die ding wat die disippels moes leer. Dat ons van God afhanklik moet wees. Dat ons nooit self moet dink ons weet wat met hier gebeur en ons weet wat is reg en ons gaan aandring dat dit gebeur nie. Maar dat ons God sal leer vertrou in sy genade. Omdat ons weet uit sy seun se mond en hierdie gesig wat Jesus vir ons kom wys het, dat God op pad is na die koninkryk toe en dat hy ons saam met hom vat. Die Here is nie ons persoonlike wonderwerker nie, hy is ons redder, hy is ons verlosser, hy is die een wat teenoor ons staan. Hy weet waarheen hy op pad is en hy weet wat ons nodig het. En broers en susters, miskien is dit vir 'n oomblik net weer nodig dat ons onsself stil maak voor die Here. En vir die Here sê, Here, U weet wat ons nodig het. U weet waarheen U met ons op pad is. Help ons om U te vertrou. Help ons om te glo dat U wil vir ons die beste is. En die Here se uitnodiging is, reis saam met my. Vertrou my. Sit jou lewe in my hande, want ek gaan jou nie teleurstel nie. Ek gaan saam met jou wees. Ek gaan vir jou die toekoms oopsluit. Ek gaan jou deur jou magteloosheid en jou worsteling en jou swaar kry bring. En ek gaan jou op 'n plek sit waar dit vir jou goed is. Verlede week het ons gepraat oor arendsvlerke. En die belofte in Jesaja 40 dat die Here vir ons elkeen ons arendsvlerke gee. Nou soms is dit nodig, broers en susters, dat ons ontdek dat ons arendsvlerke is nie wat ons dink ons nodig het nie, maar wat God dink ons het nodig. En dit gaan hy vir ons gee. En dis meer as wat ons ooit kan bedink. Die disippels het geworstel met hierdie konsep van wie Jesus regtig is. Maar sowaar kon hulle nie die groot prentjie bedink nie. Na Jesus se dood en opstanding en na sy hemelvaart, het hierdie stelselmatig vir hulle deurgebreek. Het hulle besef dat hier soveel meer aan die gebeur is as wat hulle ooit besef het. En dis dieselfde met ons, broers en susters. Dis nog altyd so met gelowiges. Waar God aan die werk is, kan 'n mens nie bedink waarmee God besig is nie. Ons kan hom net vertrou. Ons kan net in hom glo. Ons kan net aan hom vashou. En weet dat hy in sy liefde saam met ons op pad is. Hy wil jou red. Hy wil ons saam met hom vat. Hy steek sy hand uit en hy sê, kom saam met my. Reis saam met my. Praat met my. Leef voor my. En vertrou my dat ek in my liefde weet wat ek vir jou kan doen. Dit fluister sy gees elke dag vir ons. Dit bewys hy deur sy gees wat by ons bly. En ons help en ons verdra en nooit sy rug op ons draai nie. Wat ons oor en oor uitnooi om te bely en te bekeer en terug te kom en vas te hou aan die Here. Kom reis saam met my, sê die Here. En vertrou my dat my genade altyd vir jou genoeg sal wees. Amen. Op grond van dit wat ons sopas hier gehoor het, broers en susters, kom ons bely ons geloof. Die apostolikum sal daarbo wees. Kom ons bely almal saam die 12 artikels.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, dankie dat ons vanoggend in ons woorde en aan ons gedagtes, en as ons hier uitstap ook in ons dade, aan U die eer kan bring in ons lewe. Here, ons het sopas bely dat U die begin en die einde is. Dat U aan ons lewens betekenis gee. Dat ons kan leef in die naam omdat U U lewe vir ons gegee het. Here, dat ons vir vandag en elke dag en ons ewige toekoms op U kan vertrou. Dat ons weet, Here, U sal ons nie versaak nie. U is nooit sonder antwoorde nie. U ken ons, U weet wat ons nodig het. Here, dat ons net voor U moet staan en dat ons onsself moet wees en bely dat ons nie volmaak is nie en U is wie ons moet wees nie. En U kyk ons in genade aan. U sien ons raak in ons worsteling wanneer ons magteloos is, wanneer ons nie weet wat om te doen nie. En Here, U het vir ons soveel empatie, soveel liefde, soveel genade. Dankie dat ons aan U kan vashou. Dankie Here dat ons U hand kan vat en saam met U kan reis elke dag. Dankie dat ons elke oomblik van ons lewe in gesprek met U kan wees. En weet dat U hoor, dat U verstaan wat U kind nodig het, nog voordat ons vra. En dat U U wil laat geskied. Here, wees met ons in hierdie week wat voor lê. Met ons kinders wat klaar maak met eksamens, met 'n wintervakansie wat voor lê. Here, dat U vir ons almal sal veilig hou. Dat U U hande sal hou om elkeen wat hier is, en hulle gesinne, en ons gemeente, en in ons gemeenskap. Dankie Here dat ons weet, saam met U kan ons hierdie pad loop. Kan ons glo en vertrou en versterk word. En gehelp word en gedra word. Wil U met elkeen van ons wees, Here? Wil U vir ons die antwoorde gee wat ons nodig het? Wil U vir ons die pad oopsluit? En wil U ons elke dag uitnooi om saam met U te reis? Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons
bekende ek weet verseker aan die Seun en die Wegsending. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Hier sal jou seën en jou behoed. Hy sal sy aangesig